Goeiemôre, hartlik welkom aan een en elkeen. Ek glo jy het tyd gehad om gou iemand te groet. As jy nog nie iemand gegroet het nie, moenie bekommerd wees nie. Ons gaan saam met jou koffie drink na die tyd. So dit is lekker om een en elkeen te sien. Dit is lekker om julle hier te hê. Wees gegroet vir die mense wat ingeskakel is, ook hartlik welkom saam met ons. Nou ek glo jy het gekom met 'n dankbare hart vanoggend. Ek glo jy's opgewonde oor dit wat die Here met ons wil deel. Amen. Ons begin nou opwarm, ons begin nou die koue af te skud. Maar ek gaan vra, kom ons staan, dan gaan ek open met gebed, dan gaan ons lekker die Here loof en aanbid en dan vat ons dit verder van daar af. So kom ons staan saam en ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U heel eers sê dankie. Dankie vir hierdie genade wat ons ontvang, dankie vir U getrouheid, dankie vir U groot guns, wat elke dag opnuut is oor ons. En so vra ek Here, dat U ons sal lei, dat U ons sal rustig sal maak, dat U ons gedagtes gevange sal neem, dat U ons gedagtes sal rig aangaande U woord en dit wat U vir ons wil sê. Here, ons praat vandag oor woorde, maar ons weet, U het die laaste sê. U woord is lewendig, U woord is kragtig. En ek vra dat hierdie woord wat lewend is, in en deur ons sal werk, sodat ons vrug kan bring, wat U graag wil hê ons moet voorhou. En so vra ek Here, wees met elkeen wat dalk bekommerd is, wat met op 'n benoude plek gekom het vanoggend, dat hulle U vrede sal smaak en sê, die Here is hier. En ons vra dat U die musikante sal seën in Jesus se kosbare naam. Amen. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain, I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting, I'll praise when I'm numbered, I'll praise when surrounded, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know You're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is to shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise. My God is alive, how could I keep it inside? No, I won't be quiet, my God is alive, how could I keep it inside? So praise the Lord, oh my soul. Kan ons laat op in mekaar sit? So praise my soul, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, oh praise the Lord, oh
God is alive. How could I keep it inside? So praise the Lord, oh my soul. So praise my seal, praise thee. So praise thee, oh my ziel, prijs die Heer, want Hij is goed. Prijs die Heer, als wat leeft, prijs die Heer. Zo prijs die Heer, oh. Prijs die Heer, als wat leeft. Prijs die Heer, zo prijs die Heer, oh mijn ziel. Prijs die Heer, want Hij is goed. Prijs die Heer, als wat leven. Prijs die Heer, die hele schepper. In die prijs om die Heer, o mijn ziel, prijs die Heer, Hij is prijs die Heer, wat leven, prijs die Heer, en prijs die Heer. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. For you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. It's every heart. I worship you. I worship you. You are here.
U maak 'n pad waar daar geen paaie is nie. Hou U beloftes, doen wonderwerke, my God, dit is wie U is. Die lig in die donker pad waar daar geen paaie is nie. Hou U beloftes en doen wonderwerke, my God, dit is wie U is. Die lig in die donker pad waar daar geen paaie is nie. Hou U beloftes en doen wonderwerke, my God, dit is wie U is. Die lig in die donker pad waar daar geen paaie is. Hou U beloftes en doen wonderwerke, my God, dit is wie U is. Want dit is wie U is. En dit is wat U doen. U wat lewe gee, ja, dit is wie U is. En dit is wie U is. En dit is wat U doen. U wat lewe gee, ja, dit is wie U is. Al kan ek het nie sien nie, is U besig. Al kan ek het nie voel nie, is U besig. My Heer, U slaap of sluimer nooit. Al kan ek het nie sien nie, is U besig. Al kan ek het nie voel nie, is U besig. My Heer, U slaap of sluimer nooit. Al kan ek het nie sien nie, is U besig. Al kan ek het nie voel nie, is U besig. My Heer, U slaap of sluimer nooit. Want dit is wie U is, en dit is wat U doen. U wat lewe gee, ja, dit is wie U is. En dit is wat U doen. U wat lewe gee, ja, dit is wie U is. Want U maak pad waar geen paaie is. My God, dit is wie U is. U lig in die donker pad waar daar geen paaie is. Hou U beloftes en doen wonderwerke, my God, dit is wie U is. Ja, dit is wie U is. En dit is wat U doen. U wat lewe gee, dit is wie U is. As the Spirit is moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. So come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will fill me. Fire and wind, come and do it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us. Come rest on us. Fire
the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest on fire and wind. Come and do it again. Open up the gates, let heaven on it. Come rest on us. Come rest on us. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Whoa. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come. We want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me, and take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Trust is without borders. Let me walk upon
soos 'n boom, geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van Jesus op die regte tyd. En lei my, Here lei my, lei my na die waters, waar daar is, soos 'n boom, geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van Jesus op die regte tyd. Lei my, Here lei my, lei my na die waters, waar daar is, soos 'n boom, geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van ons Jesus op die regte tyd. En lei my, Here lei my, lei my na die waters, waar daar is, soos 'n boom, geplant by die waterstrome, waar die vrugte gee van Jesus op die regte tyd. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekoms. En die lewe is nie moeite werd, omdat hy leef. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, verdwyn my vrees. Omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekoms. En die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Here, U is ons wondergod. U is almagtige, die groot verhewe God. Daar is niemand soos U nie. Niemand kan eers vergelyk word soos U nie. Maar Here, ons sê vir U dankie dat U genade groot is, dat U getrou is en dat U uitkyk vir U kinders. Dat U altyd ons eerste stel, dat U altyd ons belange in U hart het. En dankie dat U namens ons stry. Maar Here, dankie dat ook ons weet U is 'n veilige plek om ons hart oop te maak. Waar ons skaamte met U kan deel, wanneer ons sonde met U kan deel en sê, Here, wees my genadig oor hierdie dinge. Dan weet ons sal altyd gehelp word en dat U vir ons sal intree. Here, so wil ek vra dat U vanoggend opnuut
vir ons sal kom wys deur u woorde, deur u mond, hoe spesiaal ons is vir u. Here, maak u hart teenoor ons oop vanoggend. In Jesus se naam. Ek onderskei in my gees en ek wil vra dat jy dit self beproef. Dat hier mense staan wie se gemoed swaar is. Mense wat nie antwoorde het nie. Mense wat sukkel om hulle dryf te kry. En ek het die woord gevat en ek het gewonder wat kan ek vir die mense sê? En sonder dat jy weet, is die Gees besig om jou te bedien deur die musiek. Wat sê Here, lei my omdat hy leef. God maak 'n uitnodiging vir jou kind. Sê vertrou hom. Ek het jou nog nooit teleurgestel nie, sê die Here. En ek gaan jou ook nie teleurstel nie. Maar wil jy nie jou wortels uitstrek na my toe nie? Wil jy nie jou voeding in my kry wie ek is nie? Want ek is die Almagtige, die verhewe God, die een wat vir jou rus kan gee, die een wat vir jou siel krag kan gee. Vertrou my. Ek weet nie wie jy is nie, maar ek wil jou aanmoedig vanoggend. Gee oor aan die Here. Laat hy vir jou stry. Ek wil vra laat ons weer sing. Maar hierdie keer stamp aan iemand. Sê vir hom, is jy reg? Is jy gereed? Wil jy nie ons bedien van sy hulp, want ek voel die Gees wil ons bedien met die musiek. Kom ons gee toe. Vermoor ek sien kans. Vermoor ek sien kans. Vermoor omdat hy leef. Ek sien kans. Vermoor ek sien kans. Vermoor ek sien kans. Vermoor omdat hy leef. En daar is hoop. Vermoor
Ek wil julle 'n guns vra vanoggend. Daar waar jy staan, vertel bietjie die probleem wat voor jou is, hoe groot jou God is. Vertel bietjie vir jouself net weer hoe magtig Jesus is. Ek glo ons moet dit hoor. Ek glo ons moet dit weer inneem en besef. Ons praat nie uit 'n verloorspan uit nie. Ons praat nie uit 'n verloorplek uit nie. Net daar waar jy is vir 'n oomblik of twee, vertel jou probleem wie Jesus is. Hy is die groot almagtige God. Voor die begin het hy al bestaan. Hy is die een wat lewe gespreek het en alles gevorm het. Hy is die almagtige een. Hy is die een wat sonde en die dood oorwin het. Niks en niemand kan hom onderkry nie. Niks en niemand kan hom skade maak nie. Hy is die verhewe God. Hy is my Vader. Hy is my Alfa en Omega. Hy is my alles. Sonder hom is ek niks nie. En probleem, ontmoet vir Jesus. Hy is die oorwinnaar. Die woord sê daar's 'n naam gegee aan hom wat bo alle name is. Hierdie naam sal elke knie buig, elke tong bely dat hy die oorwinner is. Hy die volmaak is, dat hy die volleinder van ons geloof is. Ontmoet vir Jesus. En probleem, as jy by my wil uitkom, moet jy eers deur my herder kom. Die goeie herder wat dag en nag oor my waak. Die goeie herder wat vir my rus, wat gee, vir my lei. O probleem, jy is so klein in my herder se oë, in my vegter se oë. Probleem, jy is so klein in die lewendige God se hand. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good.
turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Dankie Hemelse Vader, dat U met ons bemoeienis maak, dat U met ons deel en altyd tyd het vir ons gebede. Maar Here, dankie dat U besig is om te herstel, iets nuuts te laat begin, in hierdie saak wat ons nog nie sien nie. Here, want ons weet, U is 'n goeie God, wat die beste vir ons wil hê. En so wil ek vra, Here, dat U ons sal lei in hierdie diens, in Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie familie, julle mag die sitplekke neem. Baie dankie musiekspan. Ek het eintlik nie woorde nie. Dankie van Sail dat jy so sensitief was vir die Heilige Gees. Ons het nie voor die tyd dit afgespreek nie. Ons het nie iets van mekaar gesê nie. Maar nee, dit is lekker as die Gees so werk. Nou voordat die Sondagskool uitbeweeg, saam met hulle onderwyser, dink ek dit sal goed wees as ons as kerk net vir hulle geluk sê vir ons kinders. Die kinders doen goed, die presentasies en dit wat hulle gekry het, die rapporte. Nou hier's baie kinders in ons gemeente wat in die top 10 is. So ek dink van ons kant af sê ons vir hulle baie geluk en ons is regtig trots op julle. So waar is die Sondagskool onderwyser saam met die kinders? Baie dankie, julle kan uitbeweeg. Nou dit is lekker om saam met julle hier te wees, die kinders wat gaan uitbeweeg, jy gaan nou sien waar hulle is. Nou vandag het ek iets op die hart. En vandag wil ek graag met julle iets deel. En dit was vir my baie moeilik, want ons het eintlik vanoggend met 'n bang begin hier by die kerk. So julle sal dit sien, die dienste is nie op YouTube beskikbaar nie. Vir een of ander rede het hulle ons YouTube kanaal heeltemal afgehaal. So ons is nou besig om dit reg te kry. So dit het ook 'n invloed op die Bybelstudie wat Dinsdae uitkom. So ek weet nie of ons betyds dit sal regkry nie. Verskoon, dit is buite ons beheer. Die duiwel is ook los in tegnologie. So dit is uitdagend, maar ons weet, dit is iets buite ons beheer, maar ons is besig om dit reg te kry en in orde te kry. So my iPad is nie hier nie, so ek het nie preeknotas nie. So ek weet nie wanneer om te stop, om wanneer te eindig nie, maar onthou, 'n pastoor mag 3 keer eindig. Hy sê 3 keer hy maak klaar. Nie regtig nie, maar ek wil graag met julle 'n bietjie gesels oor die krag van woorde. Nou ek weet nie, maar my mamma het my geleer. As jy nie iets goeds het om te sê nie, zip het. Ons weet dat woorde kan lelik raak. Ons weet dat woorde kan seerder maak as enige mes of 'n geweer. Party woorde kan by jou bly tot die dag dat jy sterf. Party is positief, party is negatief. Maar ek wil weer graag kyk, wat sê die Bybel oor die krag van woorde? En dit is waar ek wil eintlik die finale streep wil trek. Nie wat mense sê nie, maar wat Jesus sê oor die krag van woorde. Nou sonder dat ek dit geweet het ek laasweek gepraat met julle oor die beeld wat ons uitstraal. En soms kan my mond check skryf wat hierdie hande nie kan betaal nie. Kan ek dit weer sê? Soms kan die mond van my goed uitskryf wat ek nie voor kan betaal nie. En dit het ook te doen met die beeld wat ons dra. Nou ek het vir julle 'n prent saamgebring. Nou die eerste prent dink ek gaan dit mooi illustreer wat ek graag met julle wil deel. En volgende week wil ek eindig oor die
Ek wil amper sê die reeks oor die beeld wat ons uitstraal, oor vergifnis. Nou die eerste prente wat jy hierop sien is, elke persoon het sy eie kruis. En hierdie man het gegaan en gesê, hierdie kruis is te swaar, dit is te moeilik, en hy het begin aan sy kruis te chop, kleiner te maak, sodat hy makliker kan beweeg. Hier is die volgende prent. En wanneer moeilikheid dan opdag, aan jou deur klop, dan kom jy agter jou geloof kom tekort. Baie keer is dit ook so in die praktyk. Ons kan 'n sekere ding spreek, maar ons leef 'n ander ding. Ons is baie keer op plekke wil ons sny met ons geloof en sê, ag, ek wil nie hier aandag gee nie, of ag, ek wil nie hierin groei nie. En wanneer dan moeilikheid kom, dan sien ek kom tekort. Wat vir my so mooi illustreer van hierdie prent, hy kan niemand anders blameer. Dit wat uit my mond uitkom, raai wie se beheer daarvan? Wie gaan verantwoording daarvan doen? Ek. En ek wil hê julle moet saam met my oopmaak, en ek gaan so klein bietjie in 'n mate Bybelstudie doen, en ek gaan iets prakties ook wys. Spreuke 15 vers 1. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af. Kom ek sê nou hierdie een. Kom ek maak dit bietjie prakties. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af. Soos iemand nou die dag vir my gesê het, dis baie keer nie wat jy sê nie, maar dit is hoe jy dit sê. Nou het iemand ook met dieselfde persoon gesê, as jou vrou vir jou kwaad is, moet jy net vir haar sê, luister, jy is verkeerd en alles sal reg wees. Maar wat gebeur baie keer as ons in 'n argument kom? Dan wil ons dieselfde energie wat ons ontvang teruggee. Of gebeur dit nie in julle huis nie? En ek dink baie keer wat hier gebeur, is dat ons harte begin wegskuif. Sê laat ons fisies wegbeweeg nie, maar omdat ons nie saam instem of saam insien oor hierdie punt nie, dan gaan die volume op. Elke keer wanneer ons ondersoek doen oor die tong in die woord van God, hier's baie skrifte wat ek vir julle aan kan haal, daar's baie goed wat ek julle kan toegooi, maar ek wil dit graag eenvoudig hou, anders te raak my preeknotas die mekaar. Is jou tong gekoppel aan jou karakter? Elke keer wanneer jy lees oor die tong en die woord van God, kyk maar mooi, kort daarna sal jy sien dat jou tong is gekoppel of aan jou gesindheid, of aan jou karakter. Onthou wat sê Jesus? Hy sê, as jy nie dieselfde teruggee nie, sal dit wees so skole op hulle hoof. Hier is die woord, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Maar 'n woord laat die hoor die gesindheid. Die tong van die wyse getuig van die grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat die sotheid uitborrel. Sê Jesus nie, waarvan die hart van vol is? Nou hier is 'n lelike vers. Op elke plek is die oë van die Here. Lorisa, ek het net na het ek Matteus gegee. Kom ons gaan gou na Matteus toe. Matteus 12. Die goeie mens bring uit die goeie skatte van sy hart goeie dinge wat voorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skatte slegte dinge te voorskyn. Maar ek sê vir julle dat elke lede woorde wat die mens praat, daarvan moet, as jy wil of nie, hoor nou mooi, moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Alles wat ek praat, of dit goed maar is, of nonsens is, of de mekaar is, word opgeteken.
En ek gaan rekenskap gee deur dit wat ek gesê het. Want onthou die Heilige Gees wat in jou woon, gaan getuie wees vir dit wat jy doen. 1 Korintiërs 3, gaan ons getoets word, waarmee bou ons? Onthou, wanneer die Here in ons woon, as ons sonde doen, is hy die een wat ons keer om dit nie te doen nie. Maar is nie asof hy verdwyn nie. Maar hy het nie deel aan ons sonde nie. Dit is 'n preek vir 'n ander dag. Want uit jou woorde sal jy regverdig word en uit jou woorde sal jy. Kom ons gaan terug. Lorisa se Spreuke. Die sagtheid van die tong is 'n lewensboom. Kan ek kern gou hier op of kan ek net hier uitlig? 'n Lewensboom. As my wortel Jesus is, raai wat sal my vrug wees? As my hart vol van die woord is, raai wat gaan uit my mond uitkom? Raai wat gaan hierdie mond dan doen? Is nie om mense seer te maak of te verkleineer nie, is te laat die goeie uit hierdie persoon kan uitkom. Maar die valsheid daarin, hoor nou, dit was vir my hartseer, is verbreeking in die gees. Vers 5. Dis net tot die ekskuus. Galasiërs 2 vers 20. Ek wil gou hier iets vir julle demonstreer. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Nou kom ek praat gou met julle oor die krag van woorde. Lorisa, hou asseblief hierdie gedeelte op. Nee, gaan vir my Romeine toe, dan los jy net hierso. Ek wil gou met julle hieroor praat. Hier's paar dinge wat in my kop deurgaan en ek wil vir julle iets verduidelik en ek bid dat die Here my die vermoë sal gee om dit openbaar en dit vir julle kan verduidelik op 'n eenvoudige manier. Kom ons praat gou hieroor oor krag van woorde. Het mense daar op straat wat praat 'n invloed op my? Antwoord gou vir jouself. Het hulle woorde 'n invloed op my? Sonder laat ek weet, het ek laasweek gepraat oor Nehemia 13 vers 2. Sê die Here, elke vloek wat oor my gespreek is, sal hy verander in 'n seën. So het daai mense se woorde invloed op my. Kyk na Biljam. Biljam het gegaan, het lekker sakke vol geld gekry om Israel te gaan vervloek. Toe keer die Here vir Biljam deur 'n donkie laat praat. En sê ek gaan nie toelaat dat my kinders 'n vervloeking is nie. En ek sal hierdie vloek wat oor hulle sal kom in 'n seën verander. Kind van God, ek wil hê jy moet dit besef. Al is daar dinge oor jou lewe geskryf en gesê, as jy by die kruis uitgekom het en as jy Jesus aanvaar het as verlosser en saligmaker, is al hierdie goed vernietig in Jesus se naam. En daar is iets nuuts oor jou uitgespreek. Dit wat Jesus van jou sê. Is julle met my? Kan ek nog verder gaan? Daar is krag in Jesus se naam. Daar is mense wat dit gebruik en die vrug van sy krag van sy naam het en die vrug daarvan eet. Onthou daar staan mense voor Jesus wat sê Here, ons het in U naam geprofeteer, ons het in U naam duiwels uitgedryf. Dus Jesus, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Ek wil net met julle iets deel. Onthou, hier kom die kern van alles. God is die enigste een wat krag het om iets te skep. Sy woord is lewendig, sy woord is kragtig en is net God het die skepingsvermoë in sy woorde. Ek het dit nie. Hoor nou mooi, ek het dit nie.
Ek kan hoe glo, ek kan hoe bid, as ek om hierdie kanseltjie hardloop, en doen wat ek wil, dat hierdie kansel nie in 'n Ferrari gaan verander nie. Ek kan sterk geloof hê. Maar ek het nie die vermoë om dinge wat nie bestaan nie, dit te roep asof te bestaan. Dit is waar my verhouding met die Here inkom. En wanneer ek oorgee in die verhouding, dan sê ek, laat U wil geskied. Hoor nou mooi, dit is wat Jesus ons leer wanneer ons bid. Onse Vader wat in die hemele is, het alle gesag en mag om dinge te laat gebeur tot my voordeel. Maar die tweede reël is baie belangrik. Laat U wil geskied. Dawid lê op die grond en hy bid. Hy sê, Here, spaar my seun se lewe, as dit U wil is. En raai wat het gebeur? Sy seun het nie gelewe nie. Het God die vermoë om sy kind lewendig gemaak het? Ja. Maar om wanneer ek praat, moet ek namens Jesus praat. Die lewensboom. Nou wanneer het krag dan woorde, of wanneer word hierdie woorde kragtig? Dit wat ek inneem, dit wat ek hoor, beïnvloed my hart. Woorde wat ek inneem, kan my hart in 'n rigting sit wat hy nie moet gaan nie. En hier's waar die Here met my wil oor praat met die gemeente. Dit is nie die stemme daar buite wat seermaak nie. Is die stem tussen jou ore. Hoeveel keer sê ons vir onsself nie dinge nie? Hoeveel keer sê jy oor jouself sekere dinge wat jouself bind? Eina of hallo? Lorisa, kom gou hier so. Ek het vir haar gevra om 'n mooi voorbeeld te wees om iets vir julle oop te breek. Onthou, my woorde het nie skepingskrag nie. Ek wil dit identifiseer. Ek wil dit 'n praktiese manier vir julle oopbreek. Okay. Kyk vir die mense, laat hulle iets moois het om na uit te sien. Nou ek het vir haar gevra om haar baadjie te bring. Nou sy het die hoogste gesag van studente of kinders by die skool ontvang. Sy is hoofmeisie. En sy is top 1. En sy soek 'n boyfriend. Hierdie baadjie wat sy ontvang het, is gegee aan die skool vir haar. Aan hierdie baadjie is gekoppel gesag en mag. Maar in 'n rig wat in beperkings. Sy kan nie nou in die polisiestasie instap en vir sekere mense sê, hey, spring, kom, kry julle goed by mekaar nie. Sy het geen reg daar nie. Is julle met my? As sy met hierdie baadjie instap en met haar 2 sissies kyk en so praat en sê, hey, make me a sandwich. Wat dink jy gaan haar sissies vir haar doen? Haar uitlag. Sy kan ook self by die skool waar sy hierdie baadjie ontvang het, vir die hoof sê, hey, dit gaan nie werk nie. Baie dankie Lorisa, ek gaan jou spaar. Ek wil net vir julle dit wys, die dag, toe ek my hart vir Jesus gegee het, is ek toegevou en is ek bekleed met sy geregtigheid. En nou het ek gesag om uit sy werke te praat. As julle nou met my gaan julle nou iets verduidelik. Die geloof is dus hoekom is party mense se harte vasgevang? Want hulle hoor snert. Al wanneer my gebed kragtiger word, is wanneer ek skrif bid. Want daar is krag in God se woord. Jo, Larissa, nou moet jy my help, is ook 'n Matteus vers. Ja. Nou hoor gou hier wat praat hier, en dit gaan oor ons verhouding. En mense haal hierdie aan en sê, kyk, ek is kragtig.
Die disippels gesels met Jesus en sê Here, ons hoor die mense sê, U is Johannes die Doper, ons hoor U is 'n profeet. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simeon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewendige God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want die vlees en die bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Hier is die eerste ding waar hulle dwaallering inkom en dink, dit is Petrus self. Nee, op die stelling wat hy gemaak het in die vorige vers, wat sê, U is die Christus, die Seun van die lewendige God. Op hierdie stelling, op hierdie rots, sal ek my kerk bou. En van hier af moet jy nou optree. Volgende een. En ek sal jou die sleutel van die koninkryk van die hemele gee, en hier kom die mense en nou gat hulle wild. En wat jy ook al op die aarde mag bind, sal jy in die hemel gebonde wees. Nou sê hulle, gaan hulle op hulle knie en sê, ek bind nou hierdie. Dis nie wat Jesus hier sê nie. Hierdie sleutel wat jy gee, is die evangelie. Jy is die spreekbuis, jy is die instrument wat vir ander mense wat vasgevang is in hierdie wêreld, wat vasgevang is in vrees en in sonde, kan jy vir hulle oopsluit. Jy kan vir hulle ontbind. Nie deur dit wat jy spreek nie, om deur Jesus wat die steen van die lewende God is, vir hulle voor te hou. En daarom sê die woord, waar die Gees van God is, daar is vryheid. Jesus spreek iets nuuts oor my. Wanneer die duiwel my aankla en iets het om teen my te spreek, staan Jesus op en sê, kyk, my dade spreek harder as sy sonde. Kan ons 'n bietjie verder gaan? Beloor nou hierso, nou moet jy my help nou. Nou is 'n mooi skrif. Hy wat sy mond, hoekom? Kom ek gaan nou 'n handskrif op by volgende een. OK, hierdie eens bietjie later. Is 'n ander gedeelte wat mense aan, nee, jy was reg, gaan weer braai. Van die vrug van iemand se mond, word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van my ma se lippe. Nou hier kom die mense en hoor nou mooi. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal my vyand die vrug eet. Wat sê die Bybel hier? Wie sal die vrug daarvan eet? Kom aan, lees ons dieselfde Bybel. Jy sal die vrug eet daarvan. Nou kom mense sê, ek het die mag om lewe en dood te spreek. Jy gaan die vrug daarvan eet. Dit het niks te doen met die iemand daar anderste nie. Ek hoop julle is by my. Toe ek hierdie lees, toe besef ek, baie van my moeilikheid op my pad is as gevolg van hierdie klein tong, Jakobus 3. Kan ons gou weer teruggaan na Efesiërs toe. Mense vra my baie keer, hoekom is vloekwoorde verkeerd? Wat maak vloek verkeerd? 2 dinge, volgens die woord van God. Dit is die intensie daar agter. En nommer 2, dit het te doen met die beeld wat jy uitdra. Laat daar
eendag op 'n reendag vuil woord uit julle mond uitgaan. Want as ek sê, ek is Jesus se lewensboom, 'n instrument, in hom gewortel, moet hierdie mond getuig. Hoe sal ons weet ons is kinders van God? Ons sal met die mond dit bely. Wat vir my mooi is, vir die nodige stigting. As jy wil bietjie dieper gaan en na die gawes toe gaan en na die vrug gaan, is dit een van die kerngoed wat moet voorkom, is tot stigting. En wanneer ek praat, is dit tot stigting. Hoor nou mooi, sê, sodat daar genade kan gegee aan die wat dit hoor. Ek dink wat die mond so moeilik maak, en die tong so gevaarlik maak is, ek weet nie waardeur jy gaan nie. Ek weet nie wat is jou omstandighede nie. Maar hierdie tong kan jy of opbou, of plat maak. En die Here verwag van ons as kinders van God, dat hierdie tong sal wees van dit wat Jesus gedoen het, dat hy in die herstelwerk is. Kom ons wees eerlik met onsself, behalwe as jy nou 'n tienerseun is. Alles wat jy gewoonlik vir jouself sê is negatief. Dit is nie die karakter of die gesindheid van Christus. Kom ons eindig met Psalm en ek sluit af. Here, stel 'n wag voor my mond. Bewaar die deur van my lippe. Kom ons sluit die oë. Kind van God, wanneer ons bid, is ons afhanklik van die Here. Wanneer ons praat, moet dit woorde van sy woorde wees, want my woorde, mense woorde is leeg. En baie keer sit ons in 'n gat, ons sit in 'n tronk, omdat daar mense leefwoorde oor ons gespreek het. En dan het my ore toegelaat om dinge te hoor wat my hart vasvang. En dan gee ons krag aan hierdie woorde waar daar nie krag is nie. Maar ek wil spreek soos wat Jesus met Petrus gepreek het en gesê het, hier is vir jou 'n sleutel om oop te kom. Die evangelie is om te wys dat Jesus het vir ons gekom en vir ons kom sterf. Sodat daar vir ons iets nuuts oor ons lewens kom uitgespreek word. Maar die Here wil vanoggend kom in jou hart kom reinig. Jou hart weer kom oopsluit sodat jy sy stem kan hoor. En as daar iemand is wat sê, Here, ek het nodig om hierdie woorde wat oor my gespreek is, teen my gespreek is, te laat gaan. Wil jy net gou vinnig jou hand opsteek en sê, Here, hier is ek. Daar gaan baie hande op. Dis die een deel van die gebed. En die tweede gedeelte is, Here, ek het nodig dat ek bietjie my tong bewaar. Ek het bietjie nodig om te kyk wat sê ek. Ek het nodig dat U 'n wag oor my wond te sit. En daar wil ek myself ook insluit. Maar Here, ek wil kom en dit wat gesê is en dit wat oor hulle gespreek is, dat U kom genees heel eerstens. Laat ons weet dat die belangrikste sê of die belangrikste woorde wat ons moet hoor, is wat deur U mond na ons toe kom. En Here, ons almal wat hier sit, wil hoor eendag en sê, mooi so, getroue en goeie dienskneg. En Here, ek wil vra dat U ons sal vergewe vir dinge wat ons gesê het uit woede, dinge wat ons gesê het wanneer ons moeg is, dinge wat ons gesê het wanneer ons nie eers gedink het nie. Dat U ons sal vergewe daarvoor. Maar Here, help my ook om mense op te bou, te stig en te besef
Moet ek regtig iets sê nou? Of is stil bly ook 'n antwoord? Here, lei ons in u gees en bewaar my tong. En so wil ek vra, Here, bou ons weer op, is my gebed in Jesus se kosbare en liefdevolle naam. Amen en amen. Baie dankie familie dat julle so aandagtig geluister het. Mag die Here julle ryklik seën. As die Here se guns daarop is en die Here se genade daarop is, gaan ek volgende week met julle deel oor vergifnis, iets wat die Here met my daaroor gedeel het. Ek het eintlik 'n baie mooi getuienis gehoor van 'n vrou wat gebrand het en hoe sy moes mense vergewe het. En daaruit wil ek vir julle so 'n paar skrifte aanhaal en dan ook wys. Nou, voordat ons nou die offerhande gaan opneem, is daar iets baie belangriks. Nou, ek weet ek gaan in die moeilikheid kom vir dit wat ek gaan sê. Maar ek sal my pak slaaf vat en ek het nou net gepraat oor die krag van woorde.